1950 maak Paus Pius die 12de die volgende ex cathedra uitspraak. Naamlik dat ons liewe vrou Maria aan die einde van haar lewe, nadat sy haar aardslewe volbring het, dat sy na liggaam en siel opgeneem is in die hemel. Hieruit vloei dan voort die ter hemel opneming van Maria. Die dogma dat Maria na liggaam en siel opgeneem is in die hemel. In Engels staan dit bekend as die Assumption of Our Lady. Die Assumption of the Virgin Mary. En ek dink dit is dalk hoe die meeste van julle dit sou ken. Maar wat beteken hierdie ter hemel opneming van die maagd Maria? Nou, ons lees in die Bybel van twee figure wat in die hemel opgeneem is terwyl hulle nog lewendig was. Aan die begin van Genesis lees ons daar van Henog wat saam met God gewandel het en dat hy dan ewe skielik deur God weggeneem word. Nou die teks sê nie per implikasie dat Henog opgevaar het na die hemel toe nie. Maar dis 'n aanname wat gemaak word. Daar is inderdaad ruimte dat Henog kon sterwe soos enige ander mens en dat hy deur middel van sy dood dan uiteindelik ook met God verenig is. Dit sou waar wees van die meeste van gelowiges deur die geskiedenis heen. Die dood wat vir ons die deur is, waardeur ons die ewige lewe betree en waardeur ons dan finaal ook met God verenig word as gelowiges, as Christene. Maar die ander figuur is Elia. En daar lees ons eintlik baie pertinent hoe dat Elia dan in hierdie fantastiese, misterieuse verhaal deur middel van 'n vuurwa opgeneem word in die hemel. En baie Bybelgeleerdes, baie teoloë maak ook die bewering dat dit eintlik maar alles metaforiese taal is om uiteindelik ook dan te sou sê dat Elia bloot eenvoudig gesterf het. Hoe dit ook al sy is, hierdie twee figure is twee figure waarvan ons lees in die Bybel wat min of meer dan die ruimte laat daarvoor dat hulle in die hemel opgeneem is. In parallel, soortgelyk aan Jesus se hemelvaart. Jesus se hemelvaart. En ek het hom nou met opset uitgelaat, want Jesus is meer as net 'n mens. Ons weet die Bybel sê, Jesus is in die hemel opgeneem deur sy hemelvaart, na liggaam en siel en sy godheid dan ook. Daar is ook natuurlik Moses. Daardie figuur wat aan die einde van sy lewe kom en dan op die berg opgaan, die berg Nebo, en dan sê die Here vir hom, jy kan nie die land Kanaan ingaan nie, jy gaan sterf. En dan, voordat hy sterf, wys die Here vir hom die land Kanaan, en dan sterf hy. Maar dit word nie pertinent vir ons beskryf as sulks nie. Die Here begrawe hom, as ek dit so kan noem, en ons lees later in die Nuwe Testament, lees ons dat die Satan en die engel Gabriel, dat die engel Michael en die duiwel so half in 'n twis was oor die liggaam van Moses. So dis die figure in die Bybel waarvan ons lees wie se dood, wie se einde van hulle lewe in 'n misterie gehul is. Van al die ander gelowiges in die Bybel, van Abraham, Isak en Jakob, van Dawid en Salomo, van die profete, Johannes die Doper, van Paulus en Petrus, van almal van hulle weet ons dat hulle gesterf het. So wat beteken dit dan as ons sê, as Katolieke, as ons amptelik verklaar, as die Paus dit amptelik verklaar het, deur middel van 'n ex cathedra uitspraak, dat Maria aan die einde van haar lewe in die hemel opgeneem is na liggaam en siel? Beteken dit dat ons sê sy nie gesterf het nie? Beteken dit dat ons sê sy het 'n hemelvaart gehad net soos Jesus, soos Elia, soos Henog? Of is dit meer 'n geval van dalk miskien soos Moses? Nou die interessante is dat die kerk sê nie dat Maria nie gesterf het nie. Dit is 'n aanname wat baie mense maak en veral baie van ons protestantse broers en susters wat nie lekker verstaan wat hierdie dogma beteken nie en wat graag die Katolieke Kerk kritiseer,
beweer dat die Katolieke Kerk sou sê Maria nie gesterf het nie. Nou die interessante is dat die Katolieke Kerk sê nie sy het nie gesterf nie. Daar's 'n ruimte wat gelaat word. Al wat die Katolieke Kerk sê is dat aan die einde van haar lewe is sy nie deur haar eie krag nie, maar deur die genade en die krag van God in die hemel opgeneem. Nou, in die ortodokse kerk is daar 'n soortgelyke leerstelling, 'n soortgelyke dogma. So dit is nie 'n geval van dat die Katolieke Kerk dit nou maar eers laat in 1950 vir die eerste keer uitgedink het en soos baie mense beweer, ons het dit sommer maar uit ons duim uitgesuig nie. Dis 'n baie ou tradisie wat vervleg is, gebou word op, saamhang met, nie net afleidings uit die Bybel uit nie, maar dit loop hand aan hand eintlik met die vorige dogmas wat ons nou al bespreek het. Naamlik die feit dat Maria Theotokos is, dat sy moeder van God is, dat sy die nuwe Eva is, dat sy die nuwe verbondsark is, dat sy 'n Parthenos is, wat beteken dat sy 'n voortdurende maagd is, die ever virgin in Engels, dat sy 'n gekontinueerde maagd is, en natuurlik ook die feit dat sy sonder sonde deur haar lewe beweeg het, dat sy sonder erfsonde gebore is, die Panagia, wat ons ook in die ortodokse tradisie kry, die allerheilige, sy is die allerheiligste, die alheilige, nie soos God in daai sin nie, glad nie, en dit moet ons ook baie belangrik onthou en altyd hoor, die onderskeid wat ons tref, tussen al die heiliges en God, en dis belangrik, en dis oneerlik as ons sou wou praat oor die heiliges en God, en ons dink dat Katolieke plaas die heiliges op dieselfde vlak as God, in bepaalde opsigte. So, dis nie wat ons doen nie. So, dis belangrik om te onthou dat die ter hemel opneming van Maria is nie 'n dogma wat op sy eie staan nie. Dis 'n logiese uitvloeisel van die vorige dogmas van Maria, wat ons oor Maria glo. So, as jy na hierdie video kyk, dan wil ek jou graag aanbeveel en aanraai om so 'n bietjie te gaan kyk op ons webblad, op ons YouTube kanaal, gaan soek al die Maria dogma video's. Daar word baie duidelik gepraat oor Maria as die moeder van God, die ever virgin, die gekontinueerde maagd, en die feit ook dat sy sonder erfsonde gebore is. So gaan kyk daar die video's. Wat beteken dit as ons sê sy is die nuwe Eva, as ons sê sy is die nuwe verbondsark? Want die logiese gevolgtrekkinge daarvan het gelei daartoe dat Paus Pius die 12de in 1950 dan ex cathedra verklaar het, dat Maria inderdaad aan die einde van haar lewe in die hemel opgeneem is na liggaam en siel. Nou, ek wil dit net graag lees vir julle vanuit die katekismus, en ek het nou net die Engels hier, en ek wil dit graag so doen, en ek lees na die Engels, want ons het nog nie 'n amptelike Afrikaanse katekismus in sy volledigheid nie, so ek wil liewer die Engels gebruik, want dit is 'n amptelike ene. So as enige iemand nou wil weet wat die Katolieke Kerk glo, raai ek julle aan, om tog maar te gaan kyk na die katekismus. Moet nou nie maak soos wat die Juig-tydskrif nou weer onlangs gemaak het, toe hulle wou skrywe oor die Katolieke Kerk se uitspraak rondom die feit dat Maria nie 'n medeverlosser is nie. En dan maak hulle allerlei aannames oor wat die Katolieke Kerk nou voor die tyd geglo het, maar nêrens kan hulle 'n aanhaling gee nie, nêrens nie. En dis baie oneerlik. Dit is nie net swak journalistiek nie, dit is 'n oneerlikheid. En ons kan nie so oneerlik wees nie. So kom ons kyk altyd na wat sê die Katolieke Kerk amptelik in haar amptelike dokumente as amptelike dogma. So hier lees ek nou vir julle in paragraaf 966. 966. Die assumption. En belangrik, onthou nou, let op, dis nie deur haar eie krag wat Maria in die hemel opgeneem is nie, dis nie omdat sy goddelik is nie, dis nie omdat sy 'n halwe godheid het nie, dis deur die genade van God. Dis nie 'n moes dat sy in die hemel opgeneem moes word nie, dit is iets wat gepas is. Die Katolieke Kerk sê, dis gepas. Hoekom?
Want sy is die verbondsark. Hoekom? Want sy is die moeder van God. Hoekom? Want wie is haar seun? Die eersgeborene uit die dode. Die een wat vir ons lewe uit die dood uit verseker. En daarom al is dit so, dat iemand so Stefanus, daardie diaken in Handelinge, wat met klippe doodgegooi is, een van die eerste Christen martelare, hy is voor Maria oorlede. Hoekom die Here hom nie ter hemel opgeneem het nie? Dit kan ons nie sê nie. Ons weet nie. Maar Maria, as die moeder van God, is in die hemel opgeneem oor wie haar seun is. En die besonderse plek en rol wat sy gehad het en het in hierdie mooi verlossingsverhaal, hierdie verlossingsdrama. En in die ortodokse kerk, die soortgelyke dogma is die ene van die feit dat Maria basies aan die slaap geraak het. In Engels is dit die dormification van Maria. Die feit dat sy net aan die slaap geraak het. En dan na 'n tyd kon hulle nie haar liggaam vind nie. Onthou nou, net soos Jesus se liggaam, wat gebalsem is en in 'n graf neergelê is, Maria se dieselfde. Maar dan kon hulle nie haar liggaam vind nie. Dis al wat gesê word. En dis 'n ou tradisie. Dis 'n ou tradisie in die kerk. Dis nie iets wat in die 50 vir die eerste keer gesê is nie. En dis ook nie net die Katolieke kerk wat dit het nie. Die ortodokse kerk het dit ook. Hulle bewoord dit net nie soos wat ons as Katolieke dit bewoord nie. Maar hulle het dit ook. Nou kom ons lees wat staan hier in paragraaf 966. Finally, the Immaculate Virgin, perceived free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory. Taken up. Sy het nie maar opgevaar soos Jesus nie. Sy is opgeneem. God neem haar op. Dis nie uit eie krag nie. Taken up body and soul into heavenly glory and exalted by the Lord as queen over all things. Nou om dit nou te verstaan, as queen of all things, moet ons onthou en daarom nooi ek jou weer uit om die vorige video's te gaan kyk. Wat bedoel ons met Theotokos, moeder van God, en daarmee saam dat sy dan die koningin is. Dit loop hand in hand saam met die feit, soos wat ek in die vorige video's gesê het, dat in die Ou Testament kry ons dat by al die Israelitiese konings, en besonder die Davidiese konings, die konings uit die nageslag van Dawid, wat oor die koninkryk van Juda regeer het, dit was nie hulle vrou wat die koningin was nie, want hulle het meer as een vrou gehad. Dit was volgens hulle tradisie die moeder, die ma van die koning, wat die koningin van die land was, saam met haar seun wat koning is. En as Dawid sy nageslag dan uitloop op Jesus Christus en hy gebore word, Jesus, uit die blou bloedlyn van Dawid uit, en hy die opvolger is van Dawid, die nuwe Dawid wat op die donkie in Jerusalem inry, dan is dit logies, sê die kerk, dat Maria dan koningin is, dat sy die koningin moeder is. Dis waaroor dit hier gaan. Dit is waaroor dit hier gaan. En ons kry iets daarvan dan inderdaad in Openbaring 12 ook. Daar die pragtige teks wat vir ons die beskrywing het van daardie vrou as 'n koningin. Nou ja, daar is twee moontlikhede. Dit is, kan die volk Israel wees, maar dit kan net soveel Maria wees. En die kerkvaders het nog altyd aanvaar dat dit 'n verwysing is na Maria as koningin. As queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of Lords and conqueror of sin and death. The assumption of the Blessed Virgin is a singular participation in her Son's resurrection and an anticipation of the resurrection of other Christians. So dis nie sommer maar net iets wat in die algemeen is nie. Dis iets wat baie besonder is en net van Maria gesê word. Dis 'n singular participation. En let op, dis 'n singular participation. Dis 'n deelname aan die opstanding van haar seun. Dis nie iets wat uit eie krag kan gebeur nie. Geen Christen, geen gelowige kan uit sy eie krag uit opstaan nie.
ook nie Maria nie. Ons deel in die opstanding van Jesus, wat die oorwinnaar oor die dood is, daardie eersgeborene uit die dood. Ons deel in sy opstanding. En net soos wat Maria op grond van haar seun Jesus Christus se kruisdood gered is, verlos is van sonde, maar dat dit aan haar toegereken is buite tyd en ruimte, nog voordat haar seun in die kruis gesterf het, net so ook sy opstanding uit die dood uit, word aan haar toegereken, ook op 'n baie besonderse manier. En dit sal aan almal van ons toegereken word, op God se tyd, op God se wyse. 1 Korintiërs 15 praat daarvan, as die trompette blaas, en in 'n oogwenk almal verander. Ons weet nog nie wat ons sal wees nie. Ons weet dat ons God van aangesig tot aangesig sal sien. Ons weet ons is mense, maar hoe ons as mense gaan wees, weet ons nie presies nie. Maar ons gaan God van aangesig tot aangesig sien. En om dit te kan beleef, beteken dit, ons moet gesuiwer wees van alle sondes. Van al die laste van sondes. Die woord, om soos deur vuur heen gelouter te word, skoongemaak te word. Dit is waar ons kom, ook dan aan die dogma van purgatory. Maar daarby sal ons nog kom. Maar sien, dit is wat ons as katholieke oor die ter hemel opneming van Maria glo. Dis iets wat gebeur het, nie deur eie krag nie. Dis nie asof sy dit self kon bewillig nie. Ons sê nie dat sy nie gesterf het nie. Dis nie wat katholieke sê nie. Ons sê net dat wanneer haar aardse lewe voltooi is sy liggaamlik, nou body and soul, is sy opgeneem, liggaam en siel is sy opgeneem in die hemel. Is sy opgeneem in die hemel. Hoekom? Nie omdat sy in haarself so wonderlik is nie, maar oor haar seun. En dit is gepas dat sy, as die moeder van God, die gekontinueerde maagd, daardie Parthenos, dat sy die Panagia, die alheilige, die verbondsark, die nuwe Eva, sy wat vir 9 maande God in haar binneste gedra het. Dit is gepas dat haar liggaam nie maar net oorgegee sou word aan die verderflikheid soos ander van ons se liggame nie. Want sy was direk in aanraking met die goddelike, soos die verbondsark in die Ou Testament, waaraan niemand kon vat nie. Net die priesters kon op 'n sekere manier daaraan vat, wanneer jy houte deur sulke lissies aan die kante gesteek het, en hulle eintlik die verbondsark dra op hulle skouers, terwyl hulle aan hierdie pale vat. En net die hoëpriester eenmal 'n jaar kon in die allerheiligste ingaan, en daarvoor die verbondsark as troon van die Here versoening doen. As Maria die nuwe verbondsark is, dan is dit gepas, sê ek weer, dat sy wat vir 9 maande vir Jesus in haar binneste gedra het, vir God in haar binneste gedra het, dat sy uiteindelik ook dan nie oorgegee word aan die verderf nie, maar dat binne die mysteriese werking van God en deur sy genade en krag, sy aan die einde van haar aardse lewe blootewrig opgeneem word in die hemel, en reeds die vrugte van die opstanding, op grond van haar seun se opstanding, beleef, wat ons almal sal beleef as gelowiges. Maar dis 'n leerstelling wat hand aan hand loop saam met die ander 3 dogmas van Maria. As sy nie gebore is sonder erfsonde nie, dan sou sy nie in die hemel opgeneem kon word nie. Onthou, erfsonde, een van die erfsonde se direkte gevolge is die dood. Erfsonde en die dood loop hand aan hand. Dis as gevolg van daardie eerste ongehoorsaamheid van die eerste mensepaar, dat ons as mense gebore word in 'n toestand van skeiding van God. En die dood is daarvan vir ons 'n sigbare teken. Die dood. En as Maria dan sonder sonde gebore is, sonder erfsonde gebore is,
dan is dit logies, sê die kerkvaders, sê die kerk, dan is dit in 'n besonderse sin logies dat sy nie oorgegee sou word aan die dood op dieselfde wyse waarop ek of jy oorgegee sal word nie. Verstaan julle dit? As sy nie sonder erfsonde gebore is nie, dan sou sy ook moontlik oorgegee kon word aan die dood soos ek en jy. Maar die dood en die erfsonde loop hand aan hand. En as sy sonder erfsonde gebore word, is dit logies, sê ek weer, dat dit moontlik is dat sy nie gesterf het nie. Maar dis nie wat die kerk sê nie. Maar dit is ten minste logies dat sy na liggaam en siel reeds die vrugte van die opstanding beleef, soortgelyk aan haar seun se opstanding met 'n nuwe verheerlikte liggaam. So dit is belangrik om te onthou. Dis belangrik om te onthou. Hoekom is sy sonder erfsonde gebore? Want sy is die verbondsark, sy is die nuwe Eva. Sy is die een wat vir 9 maande God in haar binneste gedra het. En dit was absoluut gepas dat hierdie nuwe verbondsark gesuiwer sal wees vir die een wat sy sou dra vir 9 maande. Die woord, die logos. Want sy is die Aiparthenos, die gekontinueerde maagd. Want sy is moeder van God. Want haar seun is die koning. Hy is God wat mens geword het. Daarom glo ons oor Maria wat ons glo. Nie oor wie sy is nie, nie op grond van dat sy nou 'n bonatuurlike wese is nie, maar die kerk glo oor Maria wat ons glo op grond van wie haar seun is. En dit het ek nou herhaaldelik al kere al gesê in hierdie video, maar ek wil hê dit moet by jou insink. Ons glo oor Maria ons glo oor Maria wat ons oor haar glo op grond van wie haar seun is. En daarom kan julle gaan kyk, en ek gaan nou so 'n bietjie deur die geskiedenis beweeg. As ons kyk deur die geskiedenis, dan sien ons hierdie dogmas rondom Maria, dit wat die kerk sê oor Maria, die toewydinge tot Maria, net soos die toewydinge tot van die ander heiliges, het ontwikkel vanuit stryd teenoor ketters. En daardie ketters het niemand net gekom en gesê, o nee, Maria is nie 'n maagd nie. Nee, hulle het gesê Maria is nie 'n maagd nie, want hulle wou nie aanvaar dat Jesus God is nie. Hulle wou nie aanvaar Jesus is tegelykertydig volledig mens en volledig God nie. Daarom wil hulle nie aanvaar dat Maria koningin is nie, moeder van God is nie, die nuwe Eva is nie. So dit wat die kerk bely oor 'n periode van hoe lank nou al oor Maria, bely die kerk op grond van wie Jesus is. Vanuit stryd teenoor ketters wat wou ontken dat Jesus God en mens is, wat wou ontken dat God drie-enig is. Teenoor hulle verklaar die kerk uiteindelik, as Jesus 100% God en mens is, dan het dit gevolge ook vir sy ma, vir sy moeder, en vir ons, vir sy pa Josef, sy aardse pa Josef. Dis belangrik om dit te onthou. Daarom die ekonomie van verlossing, wees eerlik oor wat ons as Katolieke glo. Kyk na die groot prentjie, en moenie dinge uit konteks uit aanhaal nie. Wanneer ons kyk na die toewydinge rondom Maria, die Engels, die devotions to Mary, dan sien ons dat baie vroeg in die geskiedenis van die kerk, kry ons al dat die kerkvaders 'n besonderse bepeinsing het rondom Maria. Baie vroeg. Ja, daar was bepeinsinge rondom Josef, daar was sy aardse pa, daar was bepeinsinge rondom 'n hele klomp ander. Maar die toespitsing rondom om tyd op sy te sit, om Maria te bestudeer, het van die begin af amper plaasgevind. Hoekom? In stryd teen ketterye. In stryd teen ketterye. Onlangs het ek die vraag gekry, maar wanneer het hierdie goed begin? Mense wat ons leer ken het, ook in hulle soeke na die waarheid, ook in die moontlikheid daarvan om Katoliek te word, vra hierdie vraag. Ek het dit gevra, my vrou het dit gevra, en ander van ons het dit gevra. Maar hierdie vraag wat ek gekry het, kom in 'n besonderse sin van mense af, wat weer op hulle beurt deur 'n vriend van hulle, wat teologie gestudeer het,
vir hulle kom vertel dat as Katolieke het die sogenaamde toewydinge tot Maria en die sogenaamde aanbidding van Maria, en dis onwaar want ons aanbid nie Maria nie, is 'n baie laat ontwikkel. Dis goed dat die Katolieke Kerk baie laat uit hulle duim uitgesuig het. Nêrens kry ons dit in die vroeë kerk nie. Wel, dis net jammer dat daardie persoon wat dit vir hulle gesê het, net nooit die kerkvaders gelees het nie. Want as ons die kerkvaders lees, dan sien ons dat reg van die begin af, alreeds rondom die jaar 100, is daar toespitsinge op Maria. Is daar 'n fokus op Maria in 'n stryd teen ketters. Nie omdat Maria wonderlik is nie, maar omdat die ketters haar seun se godheid ontken. Omdat die ketters haar seun se mensheid ontken. Omdat die ketters God Drie-enig ontken. En daarom kry ons dat van die begin af is daar 'n besonderse toespitsing op Maria, waaruit dan 'n bepaalde, die Engels devotion ontwikkel, 'n besonderse toewyding ontwikkel, waar ons vir Maria vra vir voorbidding, maar nie net vir haar nie, vir al die ander heiliges, want ons glo dat iemand wat in Christus sterf is nie dood nie, maar ons het deur Christus se genade, is hulle almal deel van die kerk, en kan ons ook met hulle praat, deur Christus. Ons kan nie, en dis wil ek sommer nou sê, ek het dit al gesê, 'n dominee het vir my nie te lank terug nie gesê, o ja, die verskil tussen ons en julle is dat ons gaan direk na Jesus toe en julle gaan deur Maria en die ander heiliges na Jesus toe. Toe sê ek vir haar, weet jy nee, dis nou nie regtig so nie. Ons gaan wel na die heiliges toe, ja, maar ons kan net na die heiliges toe gaan deur Christus. So ons gaan deur Christus na die heiliges toe. Dis nie andersom nie. Want ons kommunikasie met die heiliges lê in God, in Christus, sy sterwe en opstanding en sy verlossingswerk. Die werk van die Heilige Gees, die genade van die Vader. Dit is wat dit moontlik maak, dat ons deur Christus met die ander heiliges kan praat. Want die kerk, wat bestaan uit al die gelowiges, van alle eeue, deur tyd en ruimte heen, daardie gelowiges, die wat ook nou lewe, is saam die kerk, die liggaam van Christus. Ons is in hom een liggaam. En daarom deur Christus het ons kommunikasie met hulle. Nie los van Christus nie. Sonder hom sou dit nie moontlik wees nie. So nee, ons gaan nie deur die heiliges na Jesus toe nie. Na God toe nie. Ons gaan deur Christus na die heiliges toe en vra vir hulle, kan julle ook vir ons bid asseblief. So asseblief, kom ons kry ook maar dit reg, wanneer ons praat oor wat die Katolieke Kerk glo. Ignatius van Antiochië is een van die vroegste kerkvaders wat 7 briewe skryf, op 'n besonderse manier 'n klomp dinge sê oor die biskoppe, oor die katoliekheid van die kerk, oor die kenmerke van die kerk, oor ons verbintenis met die opvolger van die apostel Petrus, die biskop van Rome, en wat dit beteken om katoliek te wees. Ons kry alreeds by hom, wanneer hy sy briewe skrywe, op pad na sy martelaarskap toe, en hy skryf hulle ergens rondom die jaar 107 na Christus. Hy, 'n disipel, 'n volgeling, 'n leerling van die apostels, Johannes leef nog, die apostel Johannes leef nog op daardie stadium as hy dit skrywe, as hy hierdie goeters skrywe. Hy het direk by die apostels geleer, en hy sê 'n klomp goeters, onder andere oor Maria, uit sy 7 briewe, wat hy skrywe, aan van die gemeentes, daar in Klein-Asië, soos wat hy beweeg op pad Rome toe, is daar 5 tekste, wat handel oor Maria. En weer 'n keer wil ek sê, Ignatius van Antiochië, ergens rondom die jaar 107, skryf hy hierdie briewe. Ignatius van Antiochië. En ons sien baie duidelik in sy briewe, dat hy na Maria kyk, en oor haar praat, binne die raamwerk van Christus. Daar is hierdie bepeinsing oor Christus se godheid. Wie is Christus? En as Christus God is, as Christus mens is, wie is sy ma dan? Onder andere in sy geval praat hy op 'n besonderse manier oor Christus se mensheid. En hy noem baie pertinent dat hy sy mensheid kry by sy ma Maria. Dis baie duidelik. Hy praat oor Maria as die een
by wie hy dan sy vleeslike liggaam dan ook kry, sy menslike natuur vandaan kry, by Maria. Ons sien op 'n besonderse manier dat hy skryf nogal ewe dat die maagdelikheid van Maria was snaaks genoeg deur die Here weggesteek vir die duiwel. Baie interessant hoe hy praat oor die maagdelikheid van Maria en dat hy al praat daaroor oor die gekontinueerde maagdelikheid van Maria. 107 na Christus. Ignatius van Antiochië wat teenoor die Dosiëtiste praat oor Maria se rol in die ekonomie van verlossing. Die Dosiëtiste is daardie mense wat nie wou aanvaar dat Jesus volledig mens is nie. Hulle het wel aanvaar hy is God, maar hulle wou nie aanvaar dat hy 'n mens is nie. En Ignatius sê, nee, wag 'n bietjie. Hy is 'n mens, hy is gebore uit hierdie maagd Maria. Hy is gebore uit die maagd Maria. So, hy het gesê dat die verlosser van die wêreld, en hoor nou, die verlosser van die wêreld is gelyktydig uit God en uit die maagd Maria. Hoor nou, die verlosser van die wêreld is gelyktydig uit God en uit die maagd Maria. Kan julle sien die grondwerk daarvan as ons sou praat? As ons sou praat binne die raamwerk van die ekonomie van verlossing, dat verlossing aan ons gegee word deur die verbondsark Maria, wat die verlosser vir 9 maande in haar dra, en dat sy 'n rol het in die ekonomie van verlossing. Ons kry dit alreeds by Ignatius van Antiochië rondom die jaar 107 na Christus. Dis nie iets wat die kerk nou die dag uitgedink het en wat die paus uit sy duim gesuig het nie. Justinus die martelaar. Justinus die martelaar, 'n baie besonderse figuur rondom die jaar 165, rondom die jaar 165. Hy is een van die eerste persone wat op 'n baie sterk manier die persoon van Christus verdedig as God, as mens. En hy is een van die eerste denkers in die kerkse geskiedenis wat begin parallelle trek in sy bepeinsing rondom Maria se rol in die ekonomie van verlossing, dat hy begin parallelle trek tussen Eva en Maria. Dat sy die nuwe Eva is teenoor die ou Maria, die ou Eva, dat die ou Eva, deur haar kom die dood, en die nuwe Eva, Maria, deur haar kom die lewe. Weer 'n keer kan julle sien, binne die ekonomie van verlossing, lewe wat deur God in Christus se sterwe en opstanding in ons gegee word, kom tog deur Maria. Want sy is die verbondsark wat hierdie nuwe lewe vir 9 maande in haar gedra het, wat geboorte gee aan hierdie nuwe lewe. Dis die raamwerk. Dis nie nou die dag uitgedink deur die paus nie. Dis in 165 na Christus gesê deur Justinus die martelaar. Baie belangrik. Die rol van Maria in die inkarnasie van God. Hy praat daaroor. Hy sê dat Maria neem deel aan die ekonomie van verlossing op 'n baie besonderse manier, want sy is die een deur wie hierdie verlossing direk kom na die wêreld toe. Hy sê, deur haar ja, neem sy aktief deel aan God se verlossing met die wêreld. Die Engelse woord is, hy sê dat sy is 'n cooperator, 'n medewerker met God op 'n baie besonderse manier. Almal van ons is binne die ekonomie van verlossing medewerkers met God. Soos Adam en Eva dit van die begin af as priesters van die Here was. Dawid was, Salomo was, die apostels is almal medewerkers van God. Paulus homself beskryf homself as 'n medewerker van Christus, van God. Ek en jy is medewerkers van God. Maar Maria was op 'n baie besonderse wyse die medewerker van God, wat saam met die Heilige Gees meewerk om verlossing in die wêreld in te bring. Ek bedoel, wie anderstens van ons is al ooit oorskadu met die Heilige Gees, sodat sy swanger sou word met die verlosser van die wêreld? 'n besonderse deelname
aan die ekonomie van verlossing. 'n besonderse medewerker wat sy is met God, deur haar ja. Sy is die moeder van God, die maagdelike moeder van die geïnkarneerde verlosser. Die inkarnasie vind deur haar plaas. Reeds, Justinus die martelaar, 165 na Christus. Baie belangrik. Hy verdedig Maria se gekontinueerde maagdelikheid. Belangrik, hy noem haar ook die moeder van verlossing. Interessant. Dis nie iets wat die paus noudig uitgedink het nie. Wat ons sommer maar net noudig uitgedink het nie. Nee, die vroeg-Christelike kerk het dit gesê. Die vroeg-Christelike kerk het hierdie goed al begin bepyns. Baie belangrik. Dan kry ons ook Sint Irenaeus van Lyon, baie besonderse man. Hier rondom die jaar 200, miskien al vanaf die jaar 180 weet ons, want hy het al vroeër natuurlik geleef, maar hy is dood in die jaar 202 min of meer, so voor die tyd, hier vanaf 170 af tot 202 skryf hy 'n klomp briewe, hy stry teen 'n klomp ketters, almal mense wat ontken dat Jesus God of mens is, en dan praat hy op 'n besonderse manier. Op 'n baie besonderse manier is hy die een wat begin praat dat Maria deur haar ja deelneem op so 'n manier aan die ekonomie van verlossing, dat sy so een is met haar seun, dat sy op 'n besonderse manier die liggaam van Christus alreeds is, want sy gee aan hom sy menslike liggaam. En as die kerk dan metafories inderdaad ook die liggaam van Christus is, dan kom hy en hy begin al praat in die taal van Maria is liggaam van Christus, en dat daar so 'n bietjie van 'n vergelyking is dan tussen die kerk as liggaam van Christus en Maria as liggaam van Christus, dat daar 'n parallel is tussen Maria en die kerk. Dat daar 'n parallel is tussen Maria en die kerk. Baie besonders. Hy praat oor haar geloof. Hy sê dat Maria is op 'n baie besonderse sin in Engels die counterpart van Eva. Sy is die teenoorgestelde van Eva, né? En baie besonders, hoor nou wat sê hy? Hy sê deur haar ja, sê Irenaeus, saam met Christus ontknoop hulle albei, sê hy, ontknoop hulle die knoop van sonde. Daardie sonde wat die mensdom verstrik het. Deur haar ja, neem sy deel aan Christus se ontknoping van hierdie sonde. Sy is 'n medewerker in die ontknopingsproses. 'n besonderse medewerker. Skryf hierdie Irenaeus van Lyon. 'n Franse biskop. Baie oud. Nou nie seker hy was 'n Galliër, as jy dit so wil stel. Maar baie besonders, né? 'n mede-ontknoper saam met Christus van die sonde wat die mensdom verstrik. Maar die raamwerk is die ekonomie van verlossing. Dan sien ons baie duidelik ook hoe hy skrywe dat Maria is alreeds deel van die nuwe skepping. Sy neem deel aan die nuwe skepping. Sy is in haarself een van die eerste nuutgeskeptes, want sy is die verbondsark. Dan kry ons Clement van Alexandrië. Hy leef ook in so rondom 150 tot 215. Hy begin praat van haar as sy's maagd en moeder gelyktydig. Die voorste 3 wat ek nou al genoem het, Ignatius, Justinus en Sint Irenaeus, praat ook so van haar, maar Clement van Alexandrië, op 'n besonderse manier, praat hy van haar as die maagd en moeder gelyktydig. So ons kry al reeds by hom die idee van 'n gekontinueerde maagdelikheid. Dat Maria 'n tipe van die kerk is. Maria is 'n tipe van die kerk, 'n archetype van die kerk, sê hy. Die kerk,
Deur middel van prediking en evangelisasie gee die kerk geboorte aan gelowiges wat tot bekering kom. Maria, op 'n besonderse manier, gee geboorte aan die Logos, die woord van God. Daarom, die kerk gee deur geloof, through faith, deur geloof te preek, gee die kerk geboorte in 'n sekere sin aan mense wat glo. Maria gee geboorte aan die seun van God. Maria is 'n archetype van die kerk, sê Clement van Alexandrië. En dis die bepaalde toewydings wat hierdie mense gehad het rondom Maria, bepaalde bepeinsinge, oordenkinge rondom Maria. Dan Origenes, 'n besonderse kerkvader ook. Hy begin te praat ook baie besonders van haar as die maagd en moeder tegelyktydig. Hy is die eerste ene wat die woorde begin gebruik, hierdie woord Theotokos, moeder van God. Hy gebruik dit baie sterk. Nie net hy nie, die hele Alexandrynse kweekskool in die stad Alexandrië in Egipte, want daar was 'n groot kweekskool, as ons nou maar ons moderne woord kan gebruik, en daar word die woord Theotokos gebruik. Baie belangrik. Hy sê dat haar maagdelikheid is een van die mees misterieuse wonderlike dinge wat daar is, behalwe haar moederskap. So haar moederskap en haar maagdelikheid is hierdie in 'n misterie gehulde wonder. En hy praat van haar as die gekontinueerde maagd. En hy fokus op 'n besonderse wyse op die bepeins hy die Maria se geloof. Hy sê hoe dit Maria glo en sê ja vir die Here, haar fiat. Hoe sy ja sê vir die Here. Die misterie van dat die woord deur haar vlees word. En hy verdedig dan die maagdelike geboorte. En ons kry die bepeinsing, die woord wat hy gebruik in bepeinsing oor Maria, Panagia, die Alheilige, wat uiteindelik die basis vorm van die feit dat ons sê, sy sonder sonde gebore is. Die paus het dit nie noudag uitgedink nie. Die kerkvaders sê dit van die begin af, al in die eerste eeue net na Christus se hemelvaart, in die vroeg geskiedenis van die kerk. So dis nie waar nie, my liewe vriend, om te dink dat die kerk nie hierdie goed oor Maria geglo het aan die begin nie. Gaan lees die kerkvaders. Hy het 'n besonderse manier van fokus op Maria, en 'n baie besonderse bewondering van Maria, hierdie Origenes. En dit lyk al reeds in daardie tyd, vanuit inskripsies op katakombese, hoe dat daar vir Maria gevra word, vir voorbidding, vir voorbidding. Dan kry ons Tertullian. Nou Tertullian is 'n baie tragiese karakter, aan die een kant in sy vroeë lewe, 'n besonderse verdediging van die waarheid, van ortodoksie, later in sy lewe, val hy self so 'n bietjie in sekere onortodokse dinge. Hoe dit ook al sê, ook hy maak baie van Maria se gehoorsaamheid, haar fiat, haar ja, dat sy deur haar ja 'n mede-deelnemer is aan die verlossingsplan van God, binne die ekonomie van verlossing. Dan kry ons vir Cyprian van Carthago. Baie besonders, wat hy praat dan ook oor die verbintenis tussen Genesis 3 vers 15 en Jesaja 7 vers 14. Nou Genesis 3 vers 15 is daardie teks wat gaan oor, net na die sondeval, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Die maagd wat geboorte sal gee, die vrou wat geboorte sal gee, iemand uit haar nageslag, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Jesaja 7 vers 14, kyk die jong vrou, sê die Hebreëus, kyk die maagd, sê die Grieks, dis wat Matteus ook sê, die maagd sal swanger word en 'n seun bring, en hy sal genoem word God met ons, Immanuel. Cyprian van Carthago, in sy bepeinsinge oor Maria en haar rol in die ekonomie van verlossing, alreeds in 258, praat hy van hierdie verbintenis. Dis nie iets wat die kerk noudag uitgedink het, uit hulle duim uitgesuig het nie. Die vroeë kerk praat daaroor.
Dan die groot man, een van my baie besonderse heldefigure in die geskiedenis, Athanasius. Athanasius van Alexandrië. Nou wil ek hê moet jy mooi luister, want protestante in hulle self maak baie van Athanasius. Hoekom? Want Athanasius is die verdediger van die grondleer in 'n dogmatiese sin van die drie-eenheid. Hy is die groot verdediger van die twee nature van Christus, dat hy God en mens is. Hy is amper die vader van die geloofsbelijdenis van Nicea. Om die waarheid te sê, die katholieke kerk en baie van die protestantse kerke, die NG Kerk, die hervormde kerk, die gereformeerde kerk, die Afrikaanse protestante kerk, die presbyteriaanse kerk, het 'n belydenisskrif wat hulle noem die geloofsbelijdenis van Nicea, van Athanasius, die geloofsbelijdenis van Athanasius, ter ere van hierdie man Athanasius van Alexandrië. En hierdie man, Athanasius van Alexandrië, in sy verdediging van die drie-eenheid, in sy verdediging van die twee nature van Christus, hy praat van die maagd Maria as ons suster en tegelijkertyd moeder van God. Moeder van God en ons suster. Hy praat van haar amper rondom die titel as Moeder Sion. Moeder Sion. Die rol wat Sion in die Ou Testament speel as hierdie figuur van hoop en verlossing, die berg van God. Die Here is groot waar Sion stop, om wentel uit die dieptes op, sê die ou psalmberuiming van die Psalm en Gesangeboek. Moeder Sion, dis amper hoe hy haar noem, in sy refleksies oor Maria, in sy toewyding tot Maria. Sy is vir ons 'n model van geloof, sê hy ook. Sy is vir ons iemand na wie ons moet kyk in ons stryd teen ketterye, sê hy. Hy was toegewy aan Maria op 'n baie besonderse manier. Hy noem haar die maagd, die groot maagd per excellence, die groot figuur, die maagd wat die groot gelowige is, 'n model vir ons, 'n model vir ons as gelowiges, sê hy. Ja, baie interessant, die toewyding tot Maria, die Engels die devotion to Mary. En ek gebruik spesifiek die woord devotion, want ons hoor as Afrikaanssprekende maar al hierdie Engelse terme, maar die devotions to Mary, die toewydinge tot Maria, kom nie maar laat nie, dis al reeds hier. Dieselfde man wat teenoor Arius staan, hy is die een wat hierdie besonderse toewyding tot Maria het, en ander aanmoedig om 'n toewyding tot haar te hê as 'n model van geloof. Dan sien ons ook byvoorbeeld Ambrose van Milaan, hier in die jaar 339 tot 397. 339 tot 397. Ook hy het 'n besonderse refleksie op Maria. Hy begin sê dat Maria is belangrik as 'n figuur in die ekonomie van verlossing, is sy 'n figuur wat vir ons moet na haar kyk, ons moet 'n toewyding tot haar hê, ons moet haar bestudeer. Hoekom? Want sy is 'n skans van ortodoksie. Sy is 'n skans teen kettery, sê hy. Baie belangrik. Sy is 'n skans, sy is 'n fort teenoor kettery, sê hy. Hoekom? Want dit het gegaan oor wie Christus is. Mense in sy tyd, die hele stryd teen Arius, en die mense het nie wou aanvaar dat Christus twee nature het nie. In hierdie stryd teen kettery is Maria, die maagd Maria, as moeder van God, en ons het al reeds die terme, sy is ons suster, ons het al reeds die terme Panagia, die Alheilige, ons het al reeds die terme van, dat sy die gekontinueerde maagd is,
Ons het al reeds mense wat sê, ons moet na kyk as 'n model van geloof, en nou kom Ambrose en hy sê, sy is 'n skans vir ortodoksie teenoor kettery. Die parallel tussen haar en die kerk, sy is 'n archetype van die kerk as liggaam van Christus. Sy is vir ons 'n besonderse voorbeeld, iemand wat vir ons 'n rolmodel behoort te wees, sê hy. So baie belangrik. Ons sien dat hierdie toewydinge tot Maria, hierdie bestudering van Maria, dit vloei voort of kom uit stryd teen ketterye. En dis belangrik. Belangrik, Maria is 'n skans ter verdediging van die ortodoksie. Sy is, hoor wat sê hy, Ambrose, dis nie nou dat gesê vir die eerste keer nie, op 'n besonderse manier, binne die ekonomie van verlossing, is sy ook 'n bepaalde brugfiguur tussen God en mens. Want God het deur haar mens geword. Wat anders is dit? God word deur haar mens. Sy is 'n bepaalde tussenganger. Sy is nie tussenganger op dieselfde vlak as haar seun nie. Nee, hy is die enigste middelaar tussen God en mens, wat die twee direk by mekaar uitbring. Daarom is die twee nature van Christus so belangrik. Hy is God en mens gelyktydig, want in hom leef God en mens, as ek dit so kan stel met alle respek, as een. Maar hierdie eenwording tussen God en mens, in die persoon Jesus Christus, waar vind dit plaas? Binne die maagd Maria, wat oorskadu is deur die Heilige Gees. Maria as mens, God as Heilige Gees, kom by mekaar, en die vrug daarvan is Jesus Christus. So Jesus Christus is inderdaad hoër as Maria. Dit kan nie anderste nie. Maar Maria is die besonderse houer dan, met 'n hoofletter wil ek dit sê, uit respek vir haar, die heiligheid van haar as verbondsark. Maar sy is die een, binne wie, nie buite haar nie, binne in haar baarmoeder, kom God en mens by mekaar. Sy staan tog 'n bepaalde tussenganger, 'n mediator, 'n mediatrix is die Latyn. Dis nie iets wat die kerk nou die dag uitgedink het nie, dis iets wat Ambrose van Milaan al sê, baie sterk sê, saam met ander kerkvaders van sy tyd. Hy maak 'n groot ding van haar as dat sy is die tipe van die kerk. Hy sê dat die kerk, onthou, die kerk is 'n tussenganger tussen God en die wêreld. Die kerk is dan liggaam van Christus. Die Here werk deur die kerk met die mens. Wat anders is dit as 'n tussenganger? Doen ons dan nie voorbidding vir die wêreld nie? Ons moet tog intree sodat daar vrede in die land kan wees. Ons moet intree. Die oomblik as jy intree, is jy 'n tussenganger. En die oomblik as jy 'n tussenganger is jy 'n in-between. Is jy 'n tussenganger, is jy 'n mediator. Dis 'n logiese goed, maar dis asof kritisie van die Katolieke Kerk nie logies kan dink nie, want ons wil nie lees wat die Katolieke Kerk eintlik sê nie, en ons wil nie hoor dat die Katolieke Kerk van die begin af dit gesê het nie. Nee, dis my so interessant, ek val my nou self in die rede, maar die tydskrif, die Juig, skryf, dat protestante het nou al die afgelope paar eeue gesê, dat net Jesus is die verlosser. En nou het die paus 'n regstelling kom maak, om te sê, nee, maar Maria is nie verlosser nie. Die Katolieke Kerk sê al, as jy nou dink as protestant, jy sê dit vir die afgelope 500 jaar, wel, ek het nuus vir jou, die Katolieke Kerk sê al vir die afgelope 2000 jaar, dat Christus is die enigste
versoenende middelaar tussen God en mens. Hy is die enigste verlosser. Ons kan nie sonder hom verlos word nie. Dis hoe God dit gedoen het. Dis hoe God dit gedoen het. Maar in die ekonomie van verlossing is daar deelnemers aan die verlossing. Ons werk saam met God as sy medewerkers. Ek en jy doen dit. Maria het dit op die beste manier, die hoogste manier gedoen wat enige iemand dit kan doen. Want sy het binne in haarself God gedra vir 9 maande. Deur haar het die inkarnasie plaasgevind. Nie los van haar nie, nie buite haar nie, binne haar, deur haar. Daarom sê Ambrose van Milaan, is sy 'n mediator. Maar hoor wat ek sê, sy is mediator, want sy is die kanaal waardeur die inkarnasie plaasvind. En as jy nou dit uit konteks uit wil vat, dan is dit op jou om onwaarheid te gaan vertel. Daar buite, dis ongelukkig wat die meeste van die tyd gebeur. Hy noem haar dogter van Sion. Dogter van Sion, soos wat die volk Israel ook op 'n stadium dogter van Sion genoem word. Baie, baie belangrik. Hy praat van haar gekontinueerde maagdelikheid. Op grond van Esegiel 44, vers 1 tot 2, die hek wat gesluit word omdat God daardeur beweeg word. Dan kry ons Hilary van Poitiers. Hilary van Poitiers. Hy leef in die jaar 315 tot 367. Hy leef nie in die middeleeue nie. Hy leef nie gister nie. Hy leef 315 tot 367. Dis wanneer hy leef. Hy het vir Athanasius geken. Dis wanneer hy leef. En dan sê hy sê dat die seun van God word gebore vanuit en deur die Heilige Gees, maar ook deur Maria. En daarom sê hy dan dat verlossing vir die mensdom kom deur God en Maria. Dis die konteks. So binne die ekonomie van verlossing sê Hilary van Poitiers, wat teen die Arianiste stry, hy sê in sy toewydings, in sy bepeinsinge oor Maria, dan sê hy dit is belangrik dat ons haar plek in die ekonomie van verlossing moet raak sien, sê hy. Want sê hy, verlossing kom na die wêreld toe, vanuit die drie-eenheid, die seun wat deur die Vader gestuur word, die seun wat gaan in die krag van die Heilige Gees, deur Maria na die mense toe. So waar kom verlossing vandaan? Vanaf God, deur Maria. Deur haar ja, neem Maria op 'n besonderse manier deel aan hierdie verlossing. Soveel so, dat die Heilige Gees haar oorskadu. En van wie af kom die verlosser dan? Van God en Maria af. Dis die konteks, as Hilary van Poitiers dan praat oor Maria as 'n deelnemer aan verlosser. 'n Deelnemer van verlosser. Ons het nie nodig uit ons duim uit gesuig nie. En nou moet die paus 'n regstelling maak nie. Die kerk het nog nooit gesê wat jy dink die kerk gesê het nie. Ons moet net bietjie moeite doen met wat die kerk wel sê, binne die konteks van die ekonomie van verlossing. Maria is nie die verlosser van die wêreld nie. Die kerk het dit nog nooit gesê nie. Sy is ook nie 'n deelnemer aan die verlosser of 'n mede-verlosser saam met Christus, asof sy 50% van die werk doen en Christus doen 50% van die werk nie. Die kerk het dit nog nooit gesê nie. Christus doen dit volledig. Maar in sy volledige doen van die verlossing betrek hy mense. En Maria is op so 'n manier betrek in hierdie verlossing wat haar seun doen, dat niemand anderste kan deelneem aan hierdie plan van verlossing soos wat sy deelneem nie, want niemand anderste het hom in haar binneste gedra nie. Niemand anderste van ons is ooit deur die Heilige Gees oorskadu sodat dit kan aanleiding gee tot die geboorte van die verlosser van die wêreld. Daarom, as Maria dan wel deur sekere katholieke mense in die geskiedenis genoem word 'n co-redemptrix, kan dit miskien verwarring veroorsaak. Die paus het dit gesê. Paulus het daardie woord gebruik op 'n stadium in van sy toesprake binne die konteks van die ekonomie van verlossing. Maar hy het dit nooit dogma gemaak nie.
dit het verwarring veroorsaak. Maar dis omdat mense nie wil moeite doen met die ekonomie van verlossing nie, dat hulle verward voel. Maar Paus Benedict die 16 het gewaarsku en gesê, wow, ons moet dalk nie sommer net hierdie terme gebruik sonder om dit te definieer nie. Paus Fransis het gesê, nee wag, ons moet versigtig wees, ons moet daar liewer net noem 'n mede-deelnemer aan die verlosser, of 'n besonderse deelnemer aan die verlossingsplan. Maar ons moet versigtig wees vir hierdie term, omdat mense dit met opset wil verkeerd verstaan, asof sy 50% van die werk doen en haar seun 50% van die werk doen. Maar die kerk het dit toch nooit gesê nie. Daarom het Paus Leo nou gegaan saam met die dicastery of for the dogma, daardie groep kardinale en biskoppe wat in 'n besonderse manier die taak het om te kyk na die waarheid en om die waarheid te verdedig en om regstellings te maak, te kyk dat die kerk ortodoks optree in haar geloof, dat hulle die verklaring gemaak het om te sê, nee wag, ons gaan nie hierdie titel gebruik nie, want dit veroorsaak te veel verwarring. Daar's te veel mense daar buite wat graag met opset wil sê, die katholieke kerk sê iets wat die katholieke kerk nog nooit gesê het nie. So kom ons gebruik nie hierdie term nie. Sy is nie co-redemptrix nie. Sy is nie co-redemptrix nie. Maar dit verander nie daaraan dat sy die mees besonderse deelnemer aan die ekonomie van verlossing is nie. Dit sê die kerk. Dit sê die kerk, dat sy die mees besonderse deelnemer aan die ekonomie van verlossing is. En ons het dit nie nodig uit ons duim uit gesuig, dat die paus nou moet regstellingkies maak nie. Nee, dis nie asof die kerk iets gesê het, en nou sê die paus, nee, ons sê dit nie meer, ons glo dit nou nie meer nie. Ons het dit geglo, maar nou glo ons dit nie meer nie. Dis onwaar, dis die juigtydskrif jok. Die juigtydskrif jok, dis nie wat gebeur het nie. Die juigtydskrif wil nie lees wat Hilary of Pontoniers gesê het nie. Hulle wil nie lees wat Athanasius gesê het nie. Hulle wil nie lees wat Ambrose gesê het nie. Dis hoekom hulle sulke jok goed skryf in sulke artikels soos wat hulle nou geskryf het. Dan Hilary of Pontoniers, op 'n baie besonderse manier praat hy ook oor die gekontinueerde maagdelikheid. St. Jerome van Jerusalem, Jerome van Jerusalem, hy, wat op 'n besonderse manier praat hy oor Maria as die gekontinueerde maagd. Hy is die een wat baie sterk die teorie op die tafel plaas, dat sy en Josef, beide uit die nageslag van Dawid uit afstam. En daar was nog nooit iemand wat kon sê, dit is nie so nie. Daarna het almal maar begin aanvaar in die tradisie van die katholieke kerk, in die algemeen, dat Maria ook in die nageslag van Dawid is. Net soos Josef. Maar dit was St. Jerome, wat op 'n besonderse manier dit op die tafel geplaas het. Hy leef 347 tot 420 na Christus. Is hy die een, leef hy. Dis hy wat begin praat van Maria as die ster van die see. Baie besonders, hoe hy oor haar dan ook praat. Goed, dan kry ons Augustinus van Hippo, en protestante is baie lief vir Augustinus ook, want hulle haal sekere goedjies selektief by hom uit, om sogenaamd om oor sekere goedjies te sê oor verlossing, wat hy nie heeltemal gesê het soos wat protestante sou dink nie, maar hy praat ook op 'n besonderse manier van Maria, oor Maria, rondom Maria, teenoor bepaalde ketterye. Hy praat openlik van die goddelike moederskap van Maria, want sy is moeder van God. Hy praat oor die gekontinueerde maagdelikheid van Maria, haar Panagia, die feit dat sy die Alheilige is. Baie besonder. Hy sê sy's 'n rolmodel van die geloof, sê hy. Baie besonderse parallelle wat hy trek tussen Maria en Eva, as die tweede Eva, Maria as die tweede Eva. Ook hy sien in haar 'n tipe van die kerk, en hoe ons haar behoort te gebruik as hierdie verdedigingsfiguur teenoor ketterye. Cyril van Jerusalem, Cyril van Jerusalem. Ook hy beklemtoon die medewerkerskap van Maria deur haar ja, hoe sy saam met God werk in die verlossingsplan om die inkarnasie te bewerk.
sodat die inkarnasie plaasvind. Baie belangrik. Hy sê dat die moeder van God, die moeder van Jesus Christus, die moeder van die verlosser, het 'n baie besonderse misterieuse rol wat sy speel in die inkarnasie, in die ekonomie van verlossing. Interessant dat hy sê dat Maria herstel die menswaardigheid van die vrou, die gevalle vrou. Eva, die gevallene, Maria herstel daardie menswaardigheid. Hy herstel haar op 'n gelyke voet met die man. Belangrik, né? Belangrik dat ons ook dit onthou. Dan nog so 'n paar Hesygus van Jerusalem, ook baie belangrik. Hesygus is die ene wat op 'n besonderse manier mense aanmoedig om bepaalde toewydinge tot Maria te hê. Hy is die een wat begin om die gebruik wat al reeds bestaan het op sekere ander plekke in die kerkwêreld van daardie tyd. Hy begin dit algemeen aanmoedig, bepaalde feeste, waarin ons op 'n besonderse manier in die feesvieringe van daardie fees fokus op Maria, bepaalde toewydinge het tot Maria. Hy is die een wat leef tydens die konsilies van Efese 431 en 451, die konsilie van Chalcedon. Hy praat van Maria as Theotokos, die ewigdurende maagd, praat hy van haar. En dan moedig hy mense aan om te fokus op Maria, om toewydinge tot Maria te hê, om hierdie feeste te hê waarop ons spesifieke dae in die kerklike jaar dink aan die rol wat Maria speel as moeder van God in die inkarnasie ensovoorts ensovoorts. Kan julle sien hoe die toewydinge van Christus, die toewydinge rondom Maria baie duideliker omlyn word teenoor ketterye, soos wat die tyd in die kerk verloop, maar dit is van die begin af daar. Die Kappadosiese kerkvaders, die 3 groot belangrike kerkvaders in die Grieksprekende wêreld tradisie, Basil die Grote, Gregory van Nazianzus en Gregory van Nyssa. Daardie 3, Basil en die 2 Gregorys. Hulle 3 is 2 groot figure ter verdediging van die 3-eenheid, wat ons help om die 3-eenheid beter te verstaan ook. Die nuances tussen die 3 persone binne die een wese, binne die 2 nature van die een persoon Jesus Christus. Die verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees, dat hierdie 3 persone altyd saam optree. So by die kruis was die Vader en die Heilige Gees ook betrokke. Die Vader was nie aan die kruis vasgenaal nie, dis die Seun, dis Jesus Christus. Maar die Vader en die Heilige Gees was betrokke rondom die kruis. Daar waar die een persoon is die ander 2 ook, want dis 'n eenheid. Dis 'n eenheid. Daarom is Calvin verkeerd om te praat van asof God skizofrenies is of 'n gesplete persoonlikheid het, dat die Vader is hierdie kwaai persoon wat sy woede uitstort aan die kruis op sy seun en hy staan daar een kant en al die woede word op die seun uitgestort. Nee, God is nie skizofrenies nie. Hy's 3 persone, een wese. En die Kappadosiese vaders help ons om dit te verstaan. En in die verstaan van die 3-eenheid, as hulle daaroor praat, dan praat hulle ook oor Maria. Hulle praat oor Maria, die moeder van die Immanuel, die moeder van die Immanuel. Baie belangrik. Gregory van Nazianzus skryf baie duidelik hoe dat Theotokos gebruik moet word. Daardie titel Theotokos, moeder van God, moet 'n kriteria wees teenoor kettery. Dit moet 'n kriteria wees vir ortodoksie. En daarom het ek in vorige video's gesê dat as jy nie vir Maria wil aanvaar as moeder van God nie, is jy 'n ketter. Is jy onorthodox. Dis wat die kerk nog altyd gesê het, dis wat Gregory of Nazianzus gesê het. Die kerk het dit nie gister uitgedink en dit daar duim uitgesuig nie. Die kerk het nog altyd gesê. Hy het gesê dat Maria is 'n besonderse tempel van die geïnkarneerde woord. En hy praat van Maria openlik as iemand wat intersessie doen vir
vir die res van ons. Dat ons na Maria toe kan gaan, deur Christus na Maria toe kan gaan en vir haar kan vra om ook vir ons te bid. En hy noem Maria, een van die titels wat Vatikaan II aan Maria gee, mediatrix. Nou, mediatrix is nie co-redemptrix nie, is nie mede-verlosser nie. Mediatrix is hierdie tussenganger, want sy is die kanaal waar deur die inkarnasie plaasvind. Vatikaan II gebruik dit ook, maar daar is 'n sterretjie by, want die woord is gedefinieer. Jy kan nie wel definieer soos wat jy wil nie. Jy moet werk met wat Vatikaan II sê. Jy moet werk met wat Vatikaan II sê, en jy moet werk met wat Gregory van Nazianzus sê. As hy sê, Maria is mediatrix. Die kerk het dit nie gister uitgedink met Vatikaan II nie. Dit kom al van baie vroeg in die kerk se geskiedenis af. Ook Gregory van Nyssa, die broer van Basil, hy praat van die misterie van Maria as die tweede Eva. Hy sê dat die Engels is usher in the good news of salvation. Sy praat amper die eerste oor die nuus van verlossing, die goeie nuus van verlossing. Hy praat van haar besonderse rol in die ekonomie van verlossing. Hy noem haar die brandende bos. Die brandende bos. Die brandende bos, en Moses sien die bos en hy gaan nader en hy trek sy skoene uit, want hy is op heilige grond. Hy noem Maria hier heilige bos. Wanneer ons oor haar praat, is ons op heilige grond. Nie oor wie sy is nie, maar oor hoe God haar gebruik het, oor wie haar seun is. Die misterie. En dan, uiteindelik, die konsilie van Efese. Die konsilie van Efese in 431, wat teenoor Nestorius sê, Maria is Theotokos. En dit word ook weer 'n keer bevestig by die konsilie van Chalcedon in 451. En dis ongelooflik belangrik dat ons hierdie goeders moet dan ook onthou. Nou, so gaan dit aan, die gekontinueerde maagdelikheid van Maria. Uiteindelik, ons sien alreeds by dat die konsilie van Efese praat alreeds oor Maria as in terme van die Aiparthenos. Dis nie gedefinieerd wat daarmee bedoel word nie, maar by die konsilie van Efese 1 in 431 word sy genoem Aiparthenos, ever virgin, gekontinueerde maagd. Die tweede konsilie van Konstantinopel 553 gebruik ook die woorde Aiparthenos, gekontinueerde maagd. Maar dit is geratifiseer as dogma deur Paus Martin die Eerste. By die konsilie, dit was eintlik 'n plaaslike synode, die synode van in Engels is dit die Lateran Council. Die Lateraanse konsilie, die Lateraanse synode. Daar kom hy en hy sê dat hierdie ever virgin, hierdie Aiparthenos is 'n dogma wat sê en waarmee ons glo dat Maria se maagd voor, gedurende en na die geboorte van die Immanuel. En dan uiteindelik by die konsilie van Konstantinopel 3 in 680 tot 681, daar word dit bevestig dat dit so is. En ook in die jaar 787 by die ekumeniese konsilie van Nicea 2. Hoekom is dit belangrik? Want toe ek as dominee geswat het, ek het nou al hoeveel keer gaan terugkyk in my klasaantekeninge, en jy kan maar gaan opsoek. Protestante is baie vinnig om te sê dat, ons aanvaar die eerste 7 ekumeniese konsilies. Dis wat ek geleer het, maar ons het nooit gaan kyk na wat sê daai konsilies nie. Ons het nie die inhoud van die konsilies geleer nie, want ons gaan koop melk by Spar, en ons koop brood by Pick n Pay, en ons gaan na Woolworths se kaas toe, en ons gaan koop vrugte by Fruit and Veg, ons pick and choose waar ons gaan, en wat ons wil hê, en dan doen ons dit by die konsilies ook. Ons sê dit, ek het dit geleer, ek het eksamen geskryf daaroor toe ek moes dominee swat. Nee, protestante aanvaar die eerste 7 konsilies. Nou, as jy dan nou die eerste 7 konsilies aanvaar, hoekom wil jy nie aanvaar dat Maria moeder van God is nie? Hoekom wil jy nie aanvaar dat sy Aiparthenos is nie? Hoekom wil jy nie aanvaar dat sy
dat sy 'n medewerker in die verlossing is nie, dat sy 'n kanaal van verlossing is nie. Hoekom wil jy dit nie aanvaar nie? Dan aanvaar jy mos nou nie die eerste 7 konsilies nie. Dan jok jy mos as jy sê protestante aanvaar die eerste 7 konsilies. Ek dink nie dis waar dat protestante die eerste 7 konsilies aanvaar nie. Protestante aanvaar net wat hulle wil, soos dit hulle pas. Is dit dan nie jy en jou Bybel onder 'n bloekomboom op die golfbaan wat self besluit wat die waarheid is nie? Sola scriptura nie? Wat inhou die reg om self te beoordeel nie? The right of private judgment nie? So dis hoekom ons oneerlik is met die vroeë kerkgeskiedenis. En dis waarom ons jok en vir ons vriende sê, nee, jy kan nie toewydinge tot Maria hê nie. Die kerk het dit nie gehad in die eerste eeue nie. Die Katolieke kerk het dit kom uitdink in die middeleeue. Jy jok as jy dit sê. Jy is oneerlik as jy dit sê. Jy is oneerlik as jy dit sê. Want van die begin af was daar hierdie toewydinge en toespitsinge op Maria. Nie oor wie sy is of was nie, maar oor wie haar seun is. Oor wie haar seun is. En dan, uiteindelik, sien ons dan ook die figuur wat ek graag ook vir julle van wil noem, en dan sal ons begin afsluit. 'n besonderse figuur is Johannes van Damaskus. Johannes van Damaskus. Hy leef hy leef voor die konsilie van Nicea 2. Hy leef voor die ekumeniese konsilie van Nicea 2 wat plaasvind in die jaar 787. Hy leef in die jaar 675 tot 749. Johannes van Damaskus. Dit is hy wat vir die eerste keer ons help om hierdie onderskeid te tref wanneer ons praat oor hoe vereer ek God en hoe vereer ek die heiliges. En Maria is een van die heiliges. Dit is vir my altyd so ironies en so interessant dat ons protestantse broers en susters wil graag so fokus op Maria, ons aanbid Maria en hulle vergeet dat eintlik is daar by ons as Katolieke eintlik 'n verering van al die heiliges. Hulle is ons rolmodelle. En Maria is een van hulle. Sy is vir ons 'n besonderse rolmodel. Sy is amper vir ons die hoogste rolmodel weens die feit dat sy die verbondsark is wat vir God gedra het vir 9 maande. Die moeder van God. Maar daar's ook die ander heiliges. En dit is asof die kritisie van die Katolieke kerk gewoonlik vergeet van hulle. Maar almal van ons, ook jy wat na hierdie video kyk, jy het sporthelde. Jy het rolmodelle in jou lewe. Daar is helde uit die geskiedenis vir wie jy baie respek het. Ek onthou my eie geskiedenisonderwyser wat as hy vir ons vertel het oor Napoleon of oor Julius Caesar of oor Margaret Thatcher, dan het hy nie net vir jou vertel van hierdie mense nie, hy het hulle geword. Hy het hulle geword. Dis hoe hy hulle vereer het. En hoor as hulle in die geskiedenesklas het daar foto's opgehang. Ek onthou hoe baie van die ouer mense daar waar in die distrik wat ek groot geword het, as jy by hulle aan huis gekom het, dan het daar sekere politieke leiers se foto's gehang in hulle huis. 'n Verering wat ons gee aan sporthelde. As die Springbokke land, nadat hulle die wêreldbeker gewen het, dan wag die hele skare Suid-Afrika wag daar op Jan Smuts lughawe by Oliver Tambo en ons wag daar en ons swaai die landsvlag en ons sing die volkslied en ons gaan mal want ons vereer die Springbokke want hulle is ons sporthelde. Maar wanneer Katolieke 'n vlaggie swaai vir die Maagd Maria of vir Josef of dan is dit verkeerd, dan aanbid ons hulle nou kwansuis. Nee. En dit is Johannes van Damaskus wat ons help met hierdie onderskeid. Hy tref die onderskeid en hy sê dat daar is hierdie woord latria en die woorde dulia. Latria is die Grieks of Latynse terme wat ons het hierdie, in Engels is dit worship, die aanbidding van God. Om God te aanbid. Hy is die enigste God, net hy kan gelatria word, net hy kan aanbid word, net hy kan geworship word. Geen saint, geen heilige
kan met latria vereer word. En dis belangrik, want dit sou afgoderry wees. Maar Dulia is die verering wat jy gee vir politieke helde, vir geskiedenishelde, vir sportshelde, jou rolmodelle in jou lewe. Daardie verering wat jy vir hulle gee, is hopelik Dulia en nie latria nie. Dis hy wat ons daarmee help. Hy moedig die toewydinge tot Maria aan. Hy noem haar openlik 'n mediatrix. Hy noem haar hy vergelyk haar met die leer van Jakob. 'n tipe van die leer van Jakob. Daardie leer, Jakob as hy droom, dan sien hy hierdie leer by Bethel en die engele wat op en af beweeg. En hy sê, Maria is 'n leer waardeur God afkom na die mens toe. Mediatrix in hierdie sin, in hierdie konteks, is sy mediatrix en dit sy 'n baie unieke rol in die ekonomie van verlossing. Onthou altyd die ekonomie van verlossing is 'n raamwerk waarmee jy werk binne katholieke denke. Baie belangrik, en dit is ook hy wat gesê het dat ons gehelp het om die onderskeid te tref tussen waarom ons nou wel prentjies kan hê van Jesus, van die heiliges. Dis hy wat ons gehelp het om te sê dat materie en stof, inderdaad, dit kom al van vroeër, materie en stof kan inderdaad middele wees en is middele waardeur God sy seëninge vir ons gee. Dat God deur materie seëninge kan gee. Dis iets wat protestante nie wil erken nie. En ek onthou dit want ek as dominee het geswat. En daarin stem protestante ooreen met die gnostici wat gedink het dat materie is boos. En dat genade nie deur die materie kan kom nie. En daarom die sakramentele wêreld ontken het, dat God nie regtig genade gee, direk deelnemend deur die sakramente nie. Nee, die sakramente is net simbole. Dis maar net, en nou, in elk geval die Afrikaanse woord symbool, soos ons vandag gebruik, is nie die oorspronklike Grieks nie. Dis maar net goedjies wat ons help herinner aan wat God gedoen het. Dit doen niks regtig nie, dit maak nie 'n verskil nie. Nee, die sakramente maak 'n verskil. Dis materie waardeur God op 'n besonderse manier sy genade vir ons gee en ons laat deelneem aan sy genade en ook in die groter ekonomie van verlossing, sodat ons kan groei in heiligheid. En Johannes van Damaskus het op 'n besonderse manier ons daarmee gehelp. Hy was nie die eerste een wat dit gesê het nie. Al die ander voor hom het al dit gesê. In hulle stryd teen die gnostici wat gedink het, materie is boos. Het die kerk nog altyd gesê, materie in homself kan nie boos wees nie. Dat God werk deur materie. Hy het dan deur Maria gewerk om mens te word. Hoe kan materie dan nou so boos wees? Jesus het 'n menslike liggaam gehad. Hoe kan materie dan nou so boos wees? Gister aand het dit lekker gereën hier waar ons woon. God het sy seëninge deur daardie reën gegee. En daardie waterdruppeltjies is materie. So hoekom wil ons dink dat God deur daardie reendruppeltjies vir ons sy seëninge kan gee en die plantjies kan groei, maar ons dink nee, nagmaal is God werk nie deur die nagmaal direk nie. Nee, daar's nie seëning wat deur die nagmaal kom nie. So ons hoef nie nou elke keer nagmaal te gebruik nie. Dit is niks nie. Nagmaal beteken niks en God werk nie deur die doop nie. Hy kan nou nie daardeur werk nie. Dis net metaforiese simbooltjie goetertjies wat ons nou eintlik nie hoef te hê nie. As jy dink God kan sy seën deur die reën gee, dan is jy bloot eenvoudig net, dink ek, as strand, mag ek sê domme strand, om te so dink hy kan nie deur die sakramente werk nie. John Damascene, soos in Engels bekend staan, Johannes van Damaskus, help ons om te verstaan dat ikone, en dis die woord, fotos, as ek dit kan sê, fotos van die heiliges, fotos van Jesus, ikonografie, is nie afgodsbeelde nie. Dis vensters, wat ons innooi om deur hierdie vensters te kyk,
nie net aan die ekonomie van verlossing nie, die werk van God en 'n besonderse blik te hê op God self. So, dit is soos 'n bril waardeur ek kyk. Ek raak nie behep met die lens nie, met my brilraam in die lens nie, maar ek kyk deur dit na God. Ons kyk deur Maria na God. Ek kyk deur my ikone na God. Ek kyk deur die kruis na God. Ek kyk deur die kruis na God. Hoekom? Want sê Johannes van Damascus, in die Ou Testament kon jy nie 'n afbeelding maak van God nie, want hy het homself nie gewys nie. Maar, wat sê die Nuwe Testament? Paulus gebruik die woorde in Kolossense, dat in Christus het God van homself 'n ikoon gemaak. Dis die Grieks. Dis hoekom ons in die kerk praat van ikone. Dis nie maar beelde wat ons aanbid nie, of afbeeldings wat ons aanbid nie. Dis ikone. Dis 'n ikoon. Dis 'n venster, dis 'n lens waardeur ons fokus op God. Ons vereer die helde in die geskiedenis van die kerk. Die geestelike geloofshelde. Ons vereer hulle. Ons raak nie behep met hulle en aanbid hulle nie. Maar ons gebruik hulle foto's, sodat ons deur die foto herinner kan word aan die ongelooflike werk wat God gedoen het. Maria is 'n baie besonderse lens waardeur ons kyk. Sy is 'n skans vir ortodoksie. Sy is deel van die kriteria raamwerk vir om te bepaal wat is reg en verkeerd in terme van ons geloof. Ons aanbid nie die beelde van Maria nie. Ons aanbid nie die beelde of die ikone van die heiliges nie. Ons aanbid nie die heiliges nie. Ons aanbid nie Maria nie. Nee, ons het 'n toewyding aan hulle, omdat die kerk het reg van die begin af gehad het, omdat hulle lense is, waardeur ons na God kyk. Ons kan nie en ons mag nie met hulle behep raak, en hulle verhef op dieselfde vlak as God nie. Dis afgoderry. En die kerk sê dit baie duidelik in die katekismes, dat dit sou afgoderry wees. Maar om te ontken dat Maria 'n besonderse rol het in die ekonomie van verlossing, is bloot eenvoudig onlogies. En is bloot eenvoudig 'n miskenning van God wat mense innooi om sy medewerkers dan ook te wees. Ek sluit af. Hierdie toewydinge tot Maria het die kerk gehad van die begin af. Van die begin af. Daarom het dit so geword, dat in die geskiedenis van die kerk mense begin praat het van Maria as dat sy op so 'n manier 'n medewerker van God is en deelneem in die ekonomie van verlossing, dat sy 'n mede-verlossersfiguur kan wees. Ja, dat daardie term co-redemptrix inderdaad dan gebruik is in 'n bepaalde konteks, deur iemand soos Paus Johannes Paulus II homself, dit is so. Maar om nie die konteks raak te sien nie, is oneerlik. Om te sê dat die Katolieke Kerk sê, sy is co-redemptrix, is ook oneerlik. Die kerk het dit nog nooit gesê nie. Sekere persone, onder andere Paus Johannes Paulus, het dit gesê op 'n gegewe tydstip, binne die konteks van 'n gegewe toespraak, binne die konteks van die ekonomie van verlossing. Hy wou niks meer daarmee sê as om te sê dat Maria 'n besonderse plek het in die ekonomie van verlossing nie. Dit is ongelukkig so, dat daar mense is wat altyd te ver gaan met goed. Soos in Brasilië, my een lektor het dit gesê, en ek dink ek het dit al gesê, hier ook op van die video's, dat in Brasilië kry jy, dat onder andere hoe mense dit skeef trek, dat wanneer jy byvoorbeeld op Goeie Vrydag, byvoorbeeld 'n optog sou hê om die kerk, deur die dorp, 'n optog ter viering van Goeie Vrydag, of op opstanding op Paaszondag, dan as daar 100 mense in die kerk lidmate is, dan daag daar miskien 10 op. Maar as jy op die feesdag vir Maria 'n optog het ter verering van haar, dan daag daar nie net jou lidmate op nie, jou 100 nie, daar daag 10.000 op, want al die buurdorpe se mense kom ook soontoe. Dis verkeerd. Dis verkeerd. Dis verkeerd.
Daar is altyd mense wat dinge verkeerd trek. En daarom het mense begin so toegespits raak op Maria, dat hulle begin behep raak het met die lens, in plaas daarvan om deur die lens te kyk na God. Hulle het begin meer maak, hulle het begin fokus op die lens en minder op God. En dit het verwarring geskep. Die optrede van daardie mense, met die misbruik ook van die woord co-redemptrix. En daarom het dit nodig geraak, dat die paus nou 'n bepaalde uitspraak moes maak, deur die bepaalde groep, die kommissie, wat verantwoordelik is vir dogmatiek, en dit wat die kerk glo, die dogmatiek en leerstelligheid, om deur hulle dan nou 'n uitspraak te maak rondom hierdie titel. Daar was mense wat in die afgelope 50 jaar 'n petisie gerig het tot die paus om te sê, maar ons dink nou dat ons 'n 5de dogma moet maak. Dat ons nou amptelik moet sê, Maria is co-redemptrix. Ons moet dit amptelik sê. Maar Paus Benedict het gesê, nee wag, ons moet dit nie amptelik sê nie, dit kan verwarring veroorsaak. Ons kan dit sê binne 'n konteks, maar ons hoef dit nie 'n amptelike dogma te maak nie. Ons moet dit ook nie 'n amptelike dogma maak nie, want dit veroorsaak net verwarring. Dan moet ons liewer 'n ander woord hê om dit uit te beeld. Dan kan ons daardie nuwe woord gebruik om 'n dogma te maak, of om die dogma te formuleer, om die dogma te formuleer, om die dogma te belyn met ons woorde. Maar ons kon nog nie 'n ander woord vind nie. Paus Fransis het ook gesê, nee, hierdie woord gaan ons nie gebruik, co-redemptrix nie. Die konsep agter dit, die raamwerk agter dit, die konteks agter dit, ja, maar nie hierdie woord nie. En dis wat die paus nou gesê het, deur die kommissie vir dogmatiek en leerstelligheid. Ons gaan nie van hierdie woord co-redemptrix amptelike dogma maak nie. Ons gaan nie. Jesus is die enigste verlosser, en ons hou dit so. Ons sal Maria se rol liewer beskryf in ander terme, sodat dit nie verwarring skep nie. Sodat mense moet onthou, ons fokus op God en nie op die lens waardeur ons na God kyk nie. Dis wat nou die dag gebeur het. Dis nie dat die kerk iets geglo het en nou glo ons dit nie meer nie. Dis mense wat wou hê dat ons iets moes sê wat die kerk nou nie bereid is om te sê nie. Dis eerder wat dit is. Naamlik die gebruik van die woord co-redemptrix as 'n amptelike dogma. Maar dat sy mediator is gedefinieerd, dat sy 'n deelnemer is aan verlossing, in die ekonomie van verlossing, gedefinieerd is so. Dit sê die kerk. Dit het ek nou gewys van die begin af. Van die begin af in die kerk se geskiedenis was dit so. Baie dankie dat jy vandag weer saamgeluister het na hierdie video. As jy daarvan gehou het, asseblief druk daardie like knoppie, daardie duimpie op, druk ook daardie enetjie met die klok op en subscribe, teken in, teken aan op ons kanaal, sodat ons getalle ook bietjie kan groei. Dan sal jy ook dadelik hoor as daar 'n nuwe video opgelaai word. Maar hoe dit ook al sê, lewer 'n kommentaar, vra as jy nog meer wil weet rondom hierdie besonderse onderwerp of enigiets anders. Baie dankie vir die saamkyk en mag die Here julle seën.